Hallo julle is vir toer ons, maar die keer gaan ek op my eie, nie op 'n toer nie. 23 Augustus 2025, toe ons in Namibië getoer het en by die uitkykpunt was van die Fish River Canyon hike, het ek gesê, maar ek gaan hierdie dingetjie stap. Ek weet nie of ek dit regtig was ernstig bedoel het nie, maar ek moes seker maar. Kan jy glo? 'n jaar later, amper tot op die dag en 23 Augustus 2026, het ons hom klaargemaak as 'n gesamentlike groep van 10. Saam begin, saam klaargemaak, so net onder kan die 80 km in 5 dae. Ja, jy kry 6 dae een, hè. Maar oor al daai goede gaan ek dit in episode 2 vervat. Maar gedink op hierdie ouetjie gaan ek die eerste episode vir julle deurgee van die toerpunt af van Kaapstad. Ja, die grenspos vir Viljoenskroon met sy uitdagings, daar oor die Oranje rivier, dit is aangewoeker met die eindpunt in gedagte van die wit huisie waarvandaan ons dan se vertrek het na die viewpunt by Fish River Canyon. Hierdie plekke wat jy daar sien, sommige stop vir biltong en droëwors. Ja, ek kon my boot letterlik volgelaai het. Hierdie dametjie was so 'n bietjie moeg. Ek dink die Namibiese son en lang dag het haar so 'n bietjie gevang. Maar shame. Ja, sy daar gesê, ek was net baie moeg. Arme mens, werk seker maar lank alleen. Maar die pad deur, soos julle daar kan sien, van Kaapstad, Viljoenskroon 671 km en dan van Viljoenskroon vat jy hom na the White House. Hoe ons op hierdie plek afgekom het, die groep wat die staptog beplan het gesê hulle gaan by hierdie plek slaap. Ek sou oorspronklik Julie gestap het en dan sou ek geslaap by Ice. En die rede hoekom ek nie Julie gestap het nie, die canyon het natuurlik verspoel en hy is aangeskuif. So van die B1, soos jy na Namibië ingaan, sal daar baie goeie aanduidings wees. Draai links af, maak jou pad deur na ontvangs toe, wat omtrent so 1,5 km na die ontvangsgedeelte toe is. Besprekings was aanlyn gewees, ons het via e-pos en WhatsApp ook gekommunikeer. In kort, hoekom het ons hier oorgebly? Ek sou mos dan oorspronklik by Ice gebly het, dan moes hulle ons apart deurgeshuttle het, ek moes op 'n manier uitwerk om ons groep ook te ontmoet en dan saam te begin stap. Ek het niemand op die groep voor die tyd geken nie, want ek het later ingeslot. So die verblyf en die volle pakket van alles wat ons gekry het, het dit regtig waar baie makliker gemaak. Om ons dan nou as groep mekaar te leer ken, paar dinge uit te sorteer en dan reg te wees vir die volgende oggend se shuttle deur na die canyon toe. Meer is genoeg by die ontvang self as jy iets ekstra sou wou kry, soos 'n drinkding, biltong of droëwors, maar waarvoor jou kamer in elk geval voorsiening maak, nou nie biltong of droëwors nie, ons het dan maar lekker beskuit gekry. Dan vat jy die grondpaadjie van ontvangs af deur na die withuisie toe, ja, so 1 kilo en 'n half as dit so lank is. Dan kom jy by jou verblyf uit en groot was die verrassing, 'n foto doen partykeers net nie reg aan dit wat jy sien nie, en het ons meer gekry as wat ons voor gebagen het. Ek dink letterlik en figuurlik. Daar is die groot gastehuis, jy ry om na die chalets toe, ek dink daar is 3 chalets, met 4 eenhede in, wat nou geskei is. Daai enetjie was myne, groot huis myself gehad, en dan ry jy agterom deur as jy sou wou kamp. Daar is omtrent, en ek praat onder korreksie, seker staanplek vir so 10, 12 voertuie, kan meer wees. Maar kyk 'n bietjie na die grond, hy is gevee en gehark, ek weet nou nie wie daai gelukkige een is nie, miskien die kamper wat nie betaal het nie. Julle gaan sien, daar is 'n Jimny en 'n tentjie, dis ou Moses wat saam met ons gestap het. Maar meer oor hom later. Hulle geriewe, superskoon, warm water, mooi skoon toilette vir buite as jy daar kamp, en dan nou binne in die chalet self, gaan jy nou sien, hoe lyk die eenheid hier, en het was lekker om 'n aand voor die tyd, lekker warm bed te hê, geriewe en al die goeders, jou so bietjie te probeer voorberei, vir die stap wat gaan wag. Honesty bar, meer is genoeg, wat jy daar net, waar kry jy nog 'n honesty bar om jou geldjies in te los? Maar dis die gesindheid van die gasheer en gasvrou. Nick en Dolf, watter wonderlike mense, warm van geaardheid. Nou ja, daar is die huisie waar ek in gebly het, of die chalet, die eerste aand voor ons stap, dis die gastehuis, ook 'n ryk geskiedenis wat Dolf verduidelik het, familieplaas,
hulle plaas, as jy nou op die B1 ry sit, links en regs, Dolf kan my nou weer reg help, is onder korreksie so 15.000 vierkante meter plaas, wat hulle het, en al die ou goede, hallo, nommer asseblief, ou koolstoof, mense kinders, en dis waar die lekker kos bedien en voorberei was, en vrek het ons lekker geëet nie. Die huis self, dink ek het reeds genoem, daar is 2 kamers wat jy kan ingaan, daar is 6 beddens of 4 beddens in een en 2 in die ander een, of 'n dubbelbed, en dan soos jy inkom is daar nog 2 kamers waar jy kan oorblij. Ek het so 'n draaitjie gaan stap, kyk of ek een kan kry, daarna deur na die groot versamelvoelnis, en daar vanaf deur het hulle so 'n staproete agter die huis, so, ek dink is 2 kilo's, het ek 'n bietjie sonsondergang gaan kyk, daarna by die kokerboom. Geniet hom! Hoe laat sal jy in die oggend begin? Sodra die lig breek. Ja, ek sal nie in die donker begin nie, so ek sal die ouens sal hier so 6:15 begin wakker maak, en dan sê 6:15 begin ons loop. Hoekom? Want jy sit met die volgende voordeel wat jy het, hoe vroeër jy begin, dit gaan nie oor, dit gaan oor die son, so eenvoudig soos dit. So as jy 7:00, 7:15 begin loop, gaan die canyon vir jou tot 9:30, 10:00 toe, gaan jy koelte hê. En dis wat jy wil hê. Let's come across the road from Jacaré in the center. Ja, ik ben niet center geweest. Maar dat is in 80 jaar. Ik weet niet zeker. Vanoggend gaan met Jacques stapper wat in die canyons is vandag. Here, en dat hulle sal baie memories maak, Here, en baie goed sal stap, sommer net lekker sal deurgaan aan die kant, Here. Dankie dat ons kan weet, U sal vir hulle krag gee elke dag. Here, dat ons kan weet, U sal vir hulle in die sloot help elke dag om deur te gaan, krag en energie. Dat ons aan die kant sal uitkom, Here, en dat ons sal veilig wees elke dag. Dankie vir al U liefde, vir ons in naam te wil. Amen. Amen. Dankie. Dankie baie.
Wat julle nie wil vat met bospakkies nie. Los in die kus, julle hoef nie die huis te trek aan. Dan is my sneller, hè? Skielike stilte pak toe. Kom ek nou 'n slag op kry. Maar net daar op hy muurtjie neer. Dis hoekom ons so naby hom stop. Hierdie muurtjie. Daar net op die vloertjie, die muurtjie. Nee, dat was het ja. Hey, stop. Nou moet te start nie net op die activity te sit. Ja, dis Ja, happy. Right, julle enjoy dit. Geniet dit.